Moet met die koster praat, hy moet goed aansit. Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanoggend by hierdie besondere spesiale erediens. Vir my 'n wonderlike voorreg om julle vanoggend hier te verwelkom. Dit is vir my altyd so, as ek sien dit reën, dan weet ek hervormers is soms allergies vir die reën. Dan kom hulle in die kerk toe. Maar wat 'n wonderlike voorreg om te sien hoe baie van julle vanoggend ook hier is. En dan in besonder vanoggend wil ek ook al ons gaste verwelkom, broers en susters en die Here Jesus wat hier in besonder spesiaal saam is vir die doop van klein Marise. Ons is so dankbaar ook vir julle. Baie welkom ook vir elkeen van julle. Geliefdes, as ons dan vanoggend begin, dan dink ons eers aan die wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ons doen dit altyd om ook vir hulle te bid. Ons bid veral vir tannie Anna Botma, vir Estie Marie, vir Sonja Slebush, tannie Lala Smit, oom Norman Best, oom Koot Potgieter. Oom Koot is hierso. Wat 'n wonderlike voorreg, mag ek net weer eens sê, so dankbaar om Koot vir oom, wat 'n groot wonderwerk, dat die kanker amper weg is. Wat 'n wonderwerk, ons is so dankbaar en bly vir oom. En dan vir tannie Frikkie van Staden, en tannie Emma Boyens, en dan ook vir Tini Swanepoel. En dan geliefdes ook in besonder vanoggend, dink ons ook aan oom Bert Smit. Baie van julle sal hom ken, ja, hy staan altyd daar by die ingang, en hy groet altyd die mense. Dis 'n groot en 'n kosbare taak in die kerk wat oom vir ons daar verrig. Sy broer is oorlede op die ouderdom van 101 jaar oud. Is dit nie 'n groot en fantastiese mylpaal om te bereik nie? Met die hartseer, my oom, is ons saam met oom dankbaar vir so 'n lang lewe, maar ons bid vir julle en ons dink aan julle in hierdie moeilike tyd. Die verlange is tog van korte duur, want die Here kom en daarvoor sien ons uit. En ons weet dat die ewigheid wag ook op hom. 101 jaar is jonk en vir dit wat die Here beplan. Geliefdes, kom ons raak dan stil en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie dat ons U mag nader in gebed. En U vra, Here, vir ondersteuning, vir sorg, bystand en troos. Ons vra, Here, vir genesing en herstel. Ons bid dit tot U, Here, want by niemand anders kan ons dit vra nie. Ons vra dit in besonder vir U, want by U is alles moontlik. Ja, Here, as ons U nader, dan bid ons vir elkeen wat ons hier genoem het en vir soveel mense wat nie op hierdie lys is nie. Ons bid vir hulle, Here, want dit is U opdrag aan ons. Want as ons vra, Here, dan sal ons ontvang, en as ons ook tog dan sou klop, dan sal daar ook vir ons oopgemaak word. U het dit vir ons geleer en daarom vra ons vir U sorg. Ondersteun hierdie mense, genees hulle, Here, en bring ook troos vir die groot verlies van oom Bert se broer. Ons bid dit, Here, so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, dit is adventtyd, dit is so net voor Kerstyd, so ons sing lekker Kersliedere saam. Kom ons groet vanoggend die Here met 'n ou bekende. Ons sing saam lied 355, al was ek nie daar nie. Oh,
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here, ons Verlosser, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot aan alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Geliefdes, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus, ons Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons antwoord dan nou op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing uit lied 353 vers 1 en vers 3. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en ons liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle oor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Kom ons bely dan nou ons skuld deur te sing uit lied 354 vers 1 en vers 4.
Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en die lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van ons sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut dan deur te sing uit lied 329. Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, God het ons lief en ons is sy kinders, lank voordat ons van God bewus raak. Ons word deur die doop, dit word deur die doop vir ons bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Dit gee sigbare uitdrukking aan God se verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus, op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop die kerk kinders van God. Die doop van hierdie kind vanoggend, van klein Marise, herinner ons ook opnuut vanoggend van ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie het om mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Jesus Christus. En die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg
dat God se Gees, dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewe nuut maak. Die doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop uitlewe. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Nou dat u dit gehoor het, wil ek vra dat Isak Barnard en Lise Marie Barnard asseblief hier voor by my sal kom staan. U het sopas gehoor wat die betekenis van die doop is en ons het saam ook 'n paadjie gestap en gesels oor wat dit is om gedoop te wees. U weet die voorbeeld wat u moet stel. U weet wat 'n verantwoordelikheid dit dra. En julle weet ons het saam ook daar gesels. Eerste kinderbybel is wie? Mamma en pappa. Nee. 'n Kinders leer by ons as ouers meer as wat ons dink. Hulle sien dit raak, hulle sien ook ons geloof. Grond daarop moet julle weet, klein Marise moet verstaan wat dit beteken om aan God te behoort. Wat dit beteken om God te hê wat by haar is en haar hele lewe lank 'n toewyding aan haar maak. Dat hy haar uitgekies het, dat hy by haar is, dat hy haar God is. Daarom wil ek vra, voor God en sy gemeente, antwoord eerlik en met julle hart en met volle toewyding op die volgende vraag. Glo u dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? En glo u dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos belig in ons belydenis? En beloof u om u kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus Jesus, ons verlosser? Isak, Lise Marie, wat is hierop u antwoord? Baie dankie. Geliefdes, as 'n antwoord op hierdie beloftes, kom ons sing saam oor die doop. Ons sing saam 'n dooplied, die ou bekende, julle sal dit goed ken, lied 292, my enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Kom ons bly net so sit as ons sing. Ek wil nou vra dat klein Marise Barnard na vore gebring word.
Staan vir my hier naam. Marisa Barnard, ek doop jou in die naam van die Vader, van die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons verwelkom hier 'n kind van die Here in sy woning. Hier en tot in ewigheid sal ons weet dat Marisa Barnard behoort aan God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hy is hier, hy is by haar tot aan lengte van dae. Geliefdes, hier is 'n kind in ons gemeente. Ons verwelkom hulle. Ons ken die ouers baie goed. Maar net so is ons almal getuies van hierdie doop. Ons is getuies en dra ook saam verantwoordelikheid om hierdie kind in ons gemeente groot te maak. Mag die Here julle ryklik seën, mag hy by julle wees. Net daar waar jy sit, kom ons dank die Here, kom ons bid saam en eer die Here vir hierdie geleentheid. Kom ons sluit die oë. Hemelvader, wees by hierdie gesin, wees by Isak, Lise Marie en Marisa, seën hulle ryklik, Here, na u wil. Leer hulle wat dit is om te leef. Leer hulle wat die doop beteken. Help hierdie ouers om ook hierdie klein kindjie groot te maak, dat eendag sy sal weet wat dit beteken om gedoop te wees. Ons eer u daarvoor en ons loof u naam, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ek wil vra dat ons asseblief sal staan en dat ons saam ook vir hierdie huisgesin die seën toesin. Ons sing saam lied 268. Nee, dis verkeerd. Laat Heer u seën op hul dae. Geliefdes, ons maak onsself dan ook nou reg om die woord van die Here te hoor. Kom ons raak stil, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dit is weer tyd om Kersfees te vier. Maar hoeveel keer, Here, is dit nie ook ons verantwoordelikheid om in hierdie tyd onsself te herinner van wat dit beteken om te wag op U nie? Ja, Here, voor Kersfees is ons in hierdie tyd, Adventtyd. En ons wag, Here, soos kinders wat wag onder 'n kersboom, so wag ons. Soos iemand wat baie lank ly, so wag ons. Soos iemand wat uitsien na 'n groot en nuwe toekoms, so wag ons. Soos iemand wat 'n persoon aan die dood afgestaan het, so wag ons. Ons wag op U, Here,
met volharding. Want ons heil, ons lewe, ons hoop is alleen in U gevestig. Seën ons, Here, in hierdie Kerstyd. Maar nie maar net met al die blye sang en lof nie. Seën ons met 'n diepe kennis, met die wete, Here, van wat die doop beteken. Want ook so, Here, as ons U nader en ons dink aan ons doop, dan weet ons, die doop sing uit verlossing. Verlossing en U wederkoms. Dat ons nie alleen gelaat word nie, dat ons aan U behoort, dat U by ons is en dat U ons dra. Here, laat ons ook so in hierdie Kerstyd U seën ook vind in die diepe wysheid van wat dit beteken om te wag. Spreek nou uit U woord tot ons, U kinders. Ons luister aandagtig, Here. Ons bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons opgestane Here. Amen. Geliefdes, ons skriflesing kom uit 2 gedeeltes vanoggend. Die eerste teksvers wat ons saam gaan lees kom uit Psalm 13, 'n kort psalm, ook 'n psalm van Dawid. Tweede gedeelte kom uit Jakobus 5. Een van daardie ou bekende tekste. Jakobus is altyd so 'n kosbare teks om te lees. Dit kom vanaf vers 7 tot en met vers 11. Die 2 gedeeltes, juis daarin ten doel om vanoggend weer by U plek te bring wat die betekenis van hierdie adventtyd is. Adventtyd, soos U nou al goed weet, is daardie tyd waarin ons wag vir Kerstyd. Ons wag op die koms van die Here. Hierdie 2 tekste dra dit vir ons veral goed oor. 2 gedeeltes klink dan soos volg. Psalm 13 sê vir ons die volgende. Vir die koorleier, 'n psalm van Dawid. Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae tot kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyand, hy het my oorwin, en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan U troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Tot sover uit Psalm 13. Jakobus 5 vanaf vers 7 lees soos volg. Wag dan geduldig, broers en susters, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor, totdat dit die vroeë en die laatreëns ontvang het, gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou. Want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broers en susters, sodat julle nie veroordeel word nie. Die regter staan al voor die deur. Broers en susters, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het as voorbeeld van lyding
en geduld. Ons noem hulle geseënd, omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job, en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. Tot sover dan ons skriflesing vir oggend, broers en susters. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefdes, ons almal ken die stille taal van wag. Dit praat nie hardop nie. Ons wag in rye, by inkopiewinkels. Ons wag as ons sit in die kerk voor die erediens begin. Ons sit en wag op verskeie plekke. Ons kyk hoe die uurglas uitloop. Ons wag op Kersfees en kinders ken wag op Kersfees goed. Hulle sit voor 'n kersboom en sien al vir weke lank 'n Kersgeskenk wat aan hulle behoort, maar hulle moet wag. Baie van ons ken die stille tyd wat wag van jou vra as dit swaar gaan, as dit moeilik gaan. Daar word baie keer vir ons gesê om te wag op die Here wanneer ons regtig ly. Ons wag op dokters se antwoorde. Ons wag op ander mense se uitkoms. Wanneer ons finansiëel swaar kry, dan wag ons ook vir elke maand se salaris om in te kom. Meeste mense in vandag se tyd wag maar elke maand vir daardie paar geld om hulle lewe weer nuut te maak. Wag is dit wat ons doen. Maar geliefdes, wag is daarom maar een ding wat die mens verwens. Ons wil nie wag nie. Hoe vinniger die wêreld word, hoe beter vir ons. Ons probeer alles in ons vermoë om die lewe vinniger te maak. Ons kan maar net so bietjie terug onthou. Ek is daarom nie so jonk dat ek nie weet wat is 'n Nokia 3310 nie. In daai tyd moes jy wag. Selfone was self stadig. Jy moes videokameras iewers uithaal. Jy moes selfs wag om foto's te laat druk voordat jy 'n foto kon sien. Maar die tyd het verloop, het dit nie? Alles raak vinniger. Dit is nou al so vinnig. 'n Klompie jare terug het ons gedink, as jy op die internet nou kan iets opsoek, iets vind, inligting kon kry, dan het jy dit vinnig gekry. Maar vandag, die kinders ken dit seker beter as ons, maar as jy hierdie AI wat almal van praat, as jy daarna kyk, daarin is amper geen wag nie. Dis net so. Jy het nie eers meer nodig om enigiets te soek op die internet nie. Jy kan dadelik vra en dadelik antwoorde kry. Maar met hierdie wêreld wat so vinnig is, so spoedig die antwoorde vind, so spoedig deur die lewe gaan, ons karre raak al hoe vinniger, alles raak vinniger, is daar een ding wat die wêreld nie kan doen nie. Die Here kan nie vinnig gemaak word nie. Die tyd wat die Here vat, het geen spoed nie. Sien, deur die geskiedenis van die mensdom, moes ons leer wat dit is om te wag. Uit Egipte moes die volk van God wag in slawerny, in bittere swaar kry en lyding. Hulle moes wag op 'n God wat vir hulle stil geword het.
totdat Moses gekom het en gesê het, die God van Abraham, Isak en Jakob, kom om julle te verlos. Die Israeliete moes wag in die woestyn, nie 'n week nie, nie 4 of 40 weke nie, 40 jaar. Weet julle wat dit is om vir 40 jaar te wag? Kyk sommer hier bietjie so in die gemeente, hier's 'n paar wat nog nie eers so oud is nie. 40 jaar is nie 'n grappie nie. Selfs Moses sou nooit ophou wag nie. Hy sou sterf wagtend. Nie maar net dit nie, maar wat van Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego, die volk wat vasgekeer is in Babylonië? Hulle moes wag. Wag op die verlossing van die Here. Dink wat dit moes wees vir Daniël om te wag in 'n leeukuil. Of Sadrag, Mesach en Abednego wat moes wag in 'n brandende vuuroond. Wat van Dawid wat moes wag op die Here terwyl Saul sy lewe wil neem? Die waarskynlikheid uit ons teks in Psalm 13, geliefdes, is die waarskynlikheid dat Dawid juis oor hierdie tyd sou praat. Oor die tyd wat hy moes wag op die Here toe Saul sy lewe wou neem. Sien, Saul het woedend geraak dat Dawid so guns by die Here ontvang het en het hom rondgejaag om sy lewe te neem. Dawid moes wegkruip in grotte. Die jong seun wat leeu's kon oorwin, wat 'n groot reus tot val kon bring, moes in grotte wegkruip en wag. En hier hoor ons Dawid se woorde. Hoe lank moet ek nog op die Here wag? Hoe lank, Here, sê hy, jare nog. Hoe lank moet ek op my eie insigte staatmaak? Dis Dawid se vraag. Maar in hierdie uitdaging, hierdie roepe na die Here, hierdie aanklaggebed, lê daar so 'n ondertoon van hoop. Sien, Dawid besef, hy kan hierdie dinge nie op by homself regkry nie. Hy kan nie sy eie lewe regmaak nie. Hy kan nie herstel wat gebreek is nie. Daar is net een wat dit kan doen. Net die Here kan. Net die Here kan sy lewe herstel. En nou moet hy wag. En ek dink, geliefdes, as ons volgende wil praat oor wat die betekenis van hierdie adventtyd is, dan is dit in ons lewens maar ook dieselfde. Ons kom baie keer op plekke waar ons in gebed uitroep tot die Here. Hoe lank nog, Here? Hoe lank nog? Hoe lank moet ek nog van maand tot maand leef, Here, voor ek uitkoms kry? Hoe lank nog, Here, voordat my huwelik beter is? Hoe lank nog, Here, voordat dinge gaan beter gaan met my gesondheid of met my geliefdes se gesondheid? Baie van julle wat hier vanoggend sit, julle ken lyding, julle het dit al gesien, julle weet hoe bitter swaar dit kan wees. Julle ken daardie hoe lank nog gebed. Baie van julle bid tot die Here en vra, Here, hoe lank is my verlange nog om my geliefde wat ek in die dood afgestaan het? Hoe lank nog moet ek op U wag, Here, totdat ek my vrou weer sien? My man, my kind. Van ons wag in omstandighede en sê, Here, hoe lank nog voordat hierdie moeilike en slegte fase met my kinders verbygaan?
Hoe lank nog, Here? Jare nog? Hoe lank moet ek nog op my eie insigte staat maak? Sien wat ek by u wil plek bring vanoggend, wat ek graag wil hê u moet weet, is dat ons eie vra tot die Here, ons eie wag tot die Here, is maar dieselfde as wat Dawid beleef het. Dawid het ook hierdie vraag gevra. Dis 'n eeueoue erfenis van die mens. Want die mens kan alles vinniger maak. Maar mag ek dit weer sê? Nie die Here nie. Die Here het sy eie tyd. Want die Here se wil is die Here se wil en nie ons nie. Ons sou wens om dinge vinniger te kon hê. Ons sou wens om ons omstandighede beter te maak en ons probeer ook baie keer ons bes. Ons dink ons kan ons eie lewe in hande neem en dit draai en swaai na waartoe ons wil gaan, maar ons kom net vinnig agter, dit is sinneloos. Wat kan jy anders doen as om te wag? Wel, geliefdes, as dit ons lot is, as dit is wat ons moet doen, dan moet ons by die Here leer. Dan moet ons leer wat dit is om te wag en hoe om te wag. Sien, die Israeliete het nie maar net gewag op die Here in verskeie omstandighede soos ons al reeds genoem het nie. Maar die Israeliete moes veral vir baie jare wag op die Messias wat sou kom. Kerstyd is 'n tyd wat ons leer hoe om te wag. Vir eeue heen was daar 'n boodskap wat uitgesing is. En ons het laasweek uit Jesaja 40 gehoor van hierdie blye tyding wat sou kom. 'n Boodskap wat verkondig word, wat uitroep, dat daar is 'n tyd wat kom wanneer die Here die Messias sou laat kom en hy ons kom verlos. En die Israeliete moes wag. Ek dink as daar een persoon is wat vir ons wag mooi verwoord, dan is dit die woorde van Jeremia in die boek van Klaagliedere. In die boek van Klaagliedere 3, met die val van Jerusalem, dan hoor ons sy diepe mismoedigheid, die seer waardeur hy gaan. En dan sê hy vir ons die volgende woorde, hy sê, Here, ek het gedink dit is klaar met my, en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is soos gal en gif vir my. As ek daar nadink, dan draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem, sê hy. En om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. Die trou is groot, ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir die wat op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Sien, om op die Here te wag is om te vertrou op sy wil. Om te wag op die Here is om hoop te hê. Dit, geliefdes, is 'n groot tekort in vandag se wêreld. 'n Tekort wat jy in jou lewe dalk het. Want wanneer wag weggaan, wanneer ons nie meer wag nie, dan verdwyn hoop en vertroue saam met dit. Saam met wag is sinoniem hoop en vertroue. Die oomblik as jy nie meer die Here vertrou nie, die oomblik as jy nie meer hoop of 'n uitweg sien nie, waarom sal jy wag? Nou geliefdes, hier is waar Jakobus na vore kom.
Hy bring vir ons die hoop wat Jesus Christus kom gee. En hy vra die gemeente, en hy vra ook ons vanoggend, om geduldig te wag op die hulp van die Here. Ons wag, soos 'n boer wat 'n oes sal ontvang. Ek dink dis 'n mooi voorbeeld. Met al hierdie reën, ken die boere baie van wag. Hulle kan amper nie eers in die land inkom nie, nee. Hulle moet wag. Nie net vir die reëns nie, maar tot dit droog word ook. Sien, hulle wag nie maar net sommer nie. 'n Boer gaan nie in 'n land in sonder om te verwag nie. 'n Boer werk 'n land, soek en wag na die reën, want hy weet die oes is op pad. Hy weet daar sal 'n oes moet wees. En hy vertrou dat daar een sal wees. Wat se boer saai ooit sonder hoop en sonder vertroue? Wys vir my 'n boer wat dit doen. En ek sê vir jou, 'n boer wat saai sonder hoop en vertroue, saai onkruid. Geliefdes, soos wat 'n boer moet wag op die oes wat gelewer word, en dit die vroeë en die laatreëns kry, so moet u ook wag op die Here. Nie maar net omdat u niks daaraan kan doen nie, maar omdat u op hom moet vertrou. Omdat u moet vashou aan die hoop wat hy ons gee. Sien geliefdes, Jesus, net voor sy dood, in Johannes 16, sê vir die disippels, julle gaan my nog vir 'n klein rukkie sien. Dan gaan julle my nie meer sien. Dan gaan ek na my Vader toe. Die Here Jesus sê in waarheid vir hulle, julle sien my nou vir 'n kort rukkie nog, maar dan gaan julle moet wag. En hier in Johannes 16, dan sê hy vir hulle die volgende. Hy sê vir hulle, julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'n Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie. So bly is sy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Net so is julle ook nou in droefheid. Maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees en niemand kan julle blydskap van my af wegneem nie. Hier is jou antwoord, geliefdes, van hoe om te wag. Moet nie wag soos iemand wat geen hoop het nie. Moenie wag soos iemand wat geen vertroue het nie. Wag soos iemand wat 'n God het aan wie hulle behoort. Julle het volgende die doop gesien. Julle het gesien hoe dit lyk. Die doop verkondig dat ons aan hom behoort. Dat ons sy kinders is. Dat hy aan ons 'n belofte gemaak het. Dat hy weer sal kom om ons te kom haal en ons op te tel van ons seer. En daarom kan jy nie wag soos iemand sonder hoop nie. Hoop op die Here, vertrou op hom. En in hierdie Kerstyd, wag. Want vir eeue heen het hulle gewag vir 'n Messias wat sou kom. En sien, hier is ons weer 2000 jaar later, die Messias het gekom. Nou moet u weer wag, totdat hy weer kom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God,
Ons eer U vanoggend. En ons dank U, Here, dat U gekom het en bewys het dat as ons wag, is dit nie vir niks nie. Ja, Here, ons het baie bekommernisse in ons lewens en ons het baie dinge waarvoor ons wag. Nou moet ons geduld vind. Maar ons weet, Here, ons hoor dit hier vanoggend, die geduld wat ons kan vind om vir U te wag, lê in hoop en vertroue. Ons sal soos 'n boer wag, wat wag vir die vroeë en die laatreëns. Ons sal wag, Here, soos Job gewag het, soos die Israeliete gewag het in die woestyn, soos Dawid gewag het, Here, so sal ons vir U ook wag, met hoop en vertroue. Ja, Here, soms kry ons baie swaar, maar ons weet, ons toekoms lê voor U. Die lyding wat ons moet verduur, weeg nie op teenoor dit wat U vir ons beplan nie. Ons sug in verwagting, Here, maar ons sien uit. Ons sien uit, Here, na die verlossing wat U vir ons as kinders van God gebring het. Ons sien uit, Here, na die hemel. Ons sien uit na die ewige lewe. Ja, Here, ons verwag dit met ons hele hart. En dan weet ons omstandighede is maar tydelik. Maar U, o Heer, U bly ewig staan. Wees by ons in hierdie Kerstyd, as ons op U moet wag. Seën ons ryklik, Here. Gee ons die vermoë, die geduld, die vertroue en die hoop om te wag. En te weet dat U kom. Ja, Here, U kom. Ons bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons sing tot eer van die Here. Ek dink hierdie lied spreek altyd van vertroue, van die hoop en ook die wag, die verwagting wat ons teenoor Jesus het. Kom ons sing saam lied 518. Voel jy soms of die Here te ver is? Geliefde broers en susters, ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Baie dankie geliefdes, net so 'n paar enkele afkondigings vir ons uitmekaar uitgaan. Hierdie week is Marie Klaasen se verjaarsdag en dan ook Leandri van der Westhuizen se verjaarsdag. Baie geluk Leandri ook met jou verjaarsdag. En dan ook vir Dwayne Briel, Dwayne verjaar ook hierdie week, baie geluk. En dan ook vir Jan van Wyk, baie geluk met jou verjaarsdag. Vir Melinda Oosthuizen, baie geluk ook met jou verjaarsdag. Johnny Klaasens, baie geluk. En ook vir Martin Moorcroft, mag die Here ook jou ryklik seën. En dan nou Gerard Harms se verjaar ook hierdie week. Nou is hy seker al klaar, hy's daar, nee. Hy het nou geëmigreer daar na Nederland toe. En so ek weet hulle skakel sommer aanlyn in. So hy luister heel waarskynlik nou na ons en ons sê vir hom baie geluk met jou verjaarsdag. En dan ook vir Yvonne Snyman, baie geluk. Mag die Here julle ryklik seën en 'n wonderlike en voorspoedige nuwe lewensjaar gee. Geliefdes, hierdie week op die kalender het ons dan ook die 9de Desember het ons weer bloedskenk hier in die saal. Asseblief kom maak 'n draai en kom skenk 'n bietjie bloed. En dan die 12de Desember, geliefdes, ek sluit die kantoor. Dit is hierdie Vrydag. So asseblief neem kennis ook daarvan dat die kantoor sluit. En dan die 16de Desember, dis dan volgende week. Dis nie in hierdie week nie, maar volgende week, dis die 16de Desember waar ons ook ons gelofte dag diens het. Nou ons gaan 8uur die diens hier by die kerk hê. Ek het nou gehoop om vanoggend dit bietjie te toets en te vra met die opsteek van die hande. Wie van julle sou graag wil hê ons moet sommer weer, ek weet ons het nou maar net 'n Sondag of so terug, lekker saam gebraai, maar wil u op gelofte dag ook weer saam braai? Ons het gedink ons toetsie gemeente, met die bewys van hande. As jy gas is, mag jy sommer ook jou hand opsteek. Enige iemand, wil julle weer 'n braai hê? Dit lyk tog of ons dit dan moet eerder los. Ek dink daar was 'n klomp byeenkomste. Ek verstaan dit. Ek dink ons het ook almal ons familie byeenkomste en alles en ek het ook begrip daarvoor. Dis waarom ek dit wou toets vanoggend en kyk. So kom woon asseblief die geloftediens by. Dit is altyd 'n kosbare diens. Dit het gewoonlik 'n goeie opkoms hier by die kerk en ons sien uit ook daarna. Geliefdes, ook as u dalk u kinders eerste jaar op universiteit is, asseblief kom woon ook ons eerstejaarskamp in Potchefstroom by. Dit is 'n koste van R1450 vir daardie eerste jaar, om dan ook so in te skakel. Dis altyd die eerstejaarskampe wat help om dat ons kinders ook inskakel by gemeentes. So asseblief, dit is die 25ste Januarie, as ek dit nou reg hier lees. Ek weet dit is bietjie klein. Geliefdes, dit is dan al van my kant af. Ons wil asseblief vra, die wyke het nou klaar tegeskink vir die jaar. As jy dalk bereidwillige hart het vanoggend, asseblief gaan maak 'n draai in die saal, gaan skink 'n bietjie tee. Asseblief kom drink 'n koppie tee saam met ons. Totsiens vir julle almal. Mag julle geseënde Sondag verder hê.